Dis Karen en Co hierso met Parking Lot op Radio Tygerberg. I met God in 'n parking lot. Dis waar hy die Here ontmoet het. Hierdie ene nog 'n liedjie het ons geluister van Dion Duet Gemeente wat sing Kom en loof hom. Nou ek wil eers sê kom ons sing vir ons verjaarsdag meisies op by my. Ons ouerskapkundige is so passievol oor wat sy doen. Sy het haar verjaarsdagoggend afgelê om by ons te kom besoek gee om vir jou as ouer raad te gee. Nou dan moet jy weet, hierdie vrou is 'n dienaar van die Here. Dit gaan nie oor onsself nie, dit gaan als oor die koninkryk bou en om haar doel en haar passie in die lewe uit te leef. En dit is vir my so groot voorreg om vir Chrisanda de Pre aan jou bekend te stel. Haar organisasie natuurlik waaronder sy werk is Grow Training and Consulting. GRO, Grow Training and Consulting. Sy is al vir jare 'n ouerskapkundige. Sy werk baie nou saam met Hetty Brits. Sy is 'n mamma van 3 kinders, 2 tieners en 'n klein toddlertjie ook. So jy moet weet, hierdie vrou weet baie meer as ek ten minste. Chrisanda, goeiemôre. Môre Oumi, dit is so lekker om hier te wees en julle het my so lekker ontvang. So. Ja, lekker. Ons vier jou hier vanoggend. En as jy iemand wat mooi kan sing, asseblief stuur haar vir ons 'n kort happy birthday boodskapie vir Chrisanda en dan sing ons sommer vir haar. Nou die vrae oor ouerskap stroom in. Dis een area in my lewe wat ek regtig maar elke dag iets nuuts leer en die ding wat my altyd op my knie hou, en dit is ouerskap en dis hoekom ons so dankbaar is dat jy met soveel liefde vir ons help. Nou ek het 'n paar vrae wat dieselfde is wat gaan oor tieners. Het 'n paar ouers my min of meer dieselfde vraag gestuur en dit gaan oor tieners, maar hierdie ene lui, hoe hanteer 'n mens tienerbye? Ek het nooit gedink ek gaan my tienerbye in my huis sit nie. Dit voel of daar net heeltyd 'n baklei in die huis sit. Maak nie die bed op nie, ruim nie die kamer op nie, praat baie terug, help asseblief. Nog 'n ouer het ook gesê, ons het ons beste gedoen om hulle reg te leer. Tieners, Chrisanda, hoe maak ons? Jog, ek dink eerstens wil ek sê dat elke fase van 'n kind se lewe het sy eie vreugdes en sy eie frustrasies en uitdagings. En ek dink sodra jy as ouer dink jy is op 'n plek wat jy kan sê I have arrived. Jy weet, ek kan dit alles doen. Dan gaan jy baie vinnig aarde toe kom. En ek wil begin deur te sê ons kan hierdie ouerskap reis nie sonder Here doen nie. Al het jy al die kennis en al het jy kinders wat volgens jou alles doen wat hulle moet doen. Jy moet weet waar lê jou krag en dit is by die Here. So ons moet onthou dat wanneer kindertjies 2 jaar oud is, rondom 2 jaar oud en dan weer in die tienerfase, gaan hulle deur 'n normale ontwikkelingsfase waar 'n eie wil inskop, daai onafhanklikheid van die tiener waar hulle self besluite wil neem, self in beheer van hulle lewens wil wees. Dis 'n natuurlike ding wat gebeur. En natuurlik sien ons daai meer by sekere temperamentkinders wat meer onafhanklik wil wees. Ander tieners sal ouers sê ek sien nie daai by my tiener nie en daar's niks fout by jou tiener nie, dis net hulle temperament. Maar dit is 'n normale ontwikkelingsfase van 'n kind. So dit is baie belangrik en ek het myself ook konstant daarvan herinner dat ek moet vir my kinders genoeg vryheid gee vir keuses en om beheer te neem. Want as jy 'n ma is wat alles die hele tyd wil beheer, dan gaan daar konstante konflik wees. Ja, dis belangrik dat daar reëls en rotines in die huis moet wees. Dat kinders weet, as ek opstaan, maak ek my bed op. Ek moet seker maak my kamer is aan die kant. Maar glo vir my, dit in my eie huis is dit ook 'n uitdaging. So, saam met dit wil ek vir ouers sê, en ek weet hier is al baie inligting, maar pick your battles. Ek weet dit is nou 'n Engelse sê ding, maar dit sê dit so mooi. Jy kan nie die hele tyd oor alles beklei nie. So vra vir jouself af as 'n ouer, hoe belangrik is hierdie nou? Gaan ek dalk nou net hierdie deur nou toetrek, want dit is dalk nou te veel? Ek gaan ook nie nou daaroor praat nie. Dit beteken nie ek gaan dit los en daai huis, of daai kamerkant se varkhok lyk en daar kan al goed amper begin groei daar binne nie. Maar ek dink dit is belangrik dat ouers besef dat daar is sekere basiese goed wat moet gebeur, soos jou bed moet opgemaak wees. Ja. Maar jou kamer hoef nie perfek te wees nie. En as jy weet jou kind gaan deur 'n moeilike tyd of jy weet daar is dalk 'n stresvolle tyd in jou kind se lewe en ek dink as ons vandag net gaan kyk na die druk van kinders se programme en skedules. Joegje, ek is baie bly ek is nie vandag 'n kind op skool nie. Want daar is baie druk.
So dit is daai fyn balans konstant tussen wat is reëls in die huis en wat is ononderhandelbaar. Ja. En ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid om saam met jou tieners te sit, in plaas daarvan om vir hulle te sê, jy het nou weer nie jou bed opgemaak nie en ek moet konstant oor hierdie praat, om te sê, kom ons besluit saam, wat is ononderhandelbaar? Waarvoor stem jy in, dat dit is hoe jou kamer gaan lyk, dit is die vaste reëls in ons huis waarop ons almal besluit het, en dit is die redes waarvoor daar was vir daardie besluit, maar ons wil nie die hele tyd met ons kinders in konflik wees. Veel lekker die atmosfeer in die huis nie, né? Verseker. Ja. Ek gesels met Chrisanda de Prees, sy is my gas. Haar konsultasiebesigheid se naam is Grow Training and Consulting. Sy is 'n ouerskapkundige en ons beantwoord 'n paar vragies. Ons gaan nou na 'n liedjie toe gaan. Nog 'n vraag wat ingekom het en ek wonder of ons nou kom ons gaan na hierdie enetjie toe, want ek dink die een oor angstigheid gaan dalk 'n langer antwoord wees. Hierdie ene sê, hi, hoe help jy 'n jong kind wat nie tussen mense wil wees nie? Baie geïsoleerd en baie emosioneel. Hierdie is van 'n ouma af wat haar kind groot maak. Chrisanda, waar begin mense mee? Ek dink dit wat ek altyd sê is belangrik, as 'n mens 'n bietjie meer inligting kan hê, byvoorbeeld wat die kind se temperament is daar iets wat traumaties gebeur het? Was daar onlangs of ontwrigting gewees? Is dit hoe jou kind nog altyd was? Daai help natuurlik altyd om net 'n beter antwoord te kan gee. Maar ek dink as ek so oor die algemeen kan antwoord is, ek sou voorstel dat jy dat daai ouma dalk help kyk na die uitken van daai kind se temperament. Want wanneer jy jou kind se temperament verstaan, hulle temperament, hoe God hulle gemaak het, waar daar niks meer fout is nie. Party van ons is verskriklike ekstroverte, ons enigste alleentyd is omtrent net in die badkamer, en dan wil ons tussen mense wees, en ander mense is weer groot introverte, en ons niks daarmee fout nie, maar ek weet partykeer, wanneer jy veral na 'n verskriklike ekstreme introvert kyk, dan raak ouers baie keer bekommerd, of dan nou in hierdie geval die ouma, want jy dink daar's iets fout, jou kind is menskie, hulle gaan nie weet hoe met mense interaksie te hê nie. Die ouma sê, sy luister baie mooi, sy sê, die pappa is oorlede, en die kind bly kwaad. Okay, so daar's trauma. Ja. Daar is trauma. Ek dink, soos altyd, die beginplek is om te bid. En weet, daar waar ons nie kan beweeg nie, daar waar ons nie kan verander nie, kan die Here dit doen. So ek is seker of van daai ouma bid, maar ek dink daai ouma moet eerstens besef dat die krag lê by die Here, om vir haar kind se hart te bid, om nie op te hou glo en te vertrou dat die Here haar hart sal kom aanraak nie, om vir daai kind grace te gee, want daar is trauma, daar's hartseer, daar's mis. As ek net in my eie lewe vat, hoe ek geaffekteer is met my pa, dit was vir my verskriklik traumaties gewees. En ek dink dit is so maklik partykeer om, jy weet, kwaad te wees vir die Here, en frustreerd te wees en teleurgestel te wees. Maar ek dink wanneer ons kan gaan en ons kan saam by die Here stil raak, en vir die ouma dalk sê, jy weet, hoor of daai kleindogter iemand wil gaan sien om mee te gesels. Iemand wat professioneel is. As ons gaan kyk na die tipes wangedrag wat kinders het, en wangedrag klink partykeer bietjie rof, maar dis enige gedrag wat jy as 'n ouer nie net kan los nie. En hierdie wil ons nie net los nie, want ons hoor van soveel volwassenisse wat vandag uitdagings in hulle lewe het, omdat hulle nie traumas van kinderdae uitgesorteer het nie.